Soos daar berge is rondom Jerusalem, so is die Here God rondom ons sy kinders, nou en vir altyd. Amen. Geliefdes, baie welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is na hierdie diens. En my opregte gebed is dat, terwyl jy luister na die woordverkondiging, dat jy die kosbare teenwoordigheid van God sal beleef en ervaar, want ook vanoggend het God verseker 'n afspraak met jou. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, vir 'n geruime tyd is God besig om met ons te praat oor fokus. Om die waarheid te sê, dit was ons ankerskrif verlede jaar gewees. En God sê dat dit waarop ek en jy fokus, wat belangrik is dat ons dit sal sien, maar ook in ons hand sal hê. En dit is waarom God vir ons hierdie ankerskrif van Romeine 12 vers 2 gegee het. Fokus. Maar God sê dat hy ook in hierdie nuwe jaar iets baie belangriks hier wil kom byvoeg, en dit is vorentoe. En die oomblik toe God het vir my sê, het ek skielik 'n revelation gekry. Ek het skielik die droom verstaan wat God my so 2 maande gelede gegee het. 'n Droom rondom Nico wat so reël was, waarin daar so 'n goddelike boodskap vir my opgesluit was, dat ek dit nooit ooit sal vergeet nie. Liefdes, as gevolg van al die dinge rondom jou en my, elke dag. Die wêreld waarin ons vandag leef, het hierdie generasie waarvan ek en jy deel is, vergeet van wat dit beteken, hoe om dit te doen, om regtig vorentoe te beweeg. Ons wil eerder dinge skiep, nie waar nie. Want dit is makliker. Selfs wanneer ons TV kyk. En dit is so maklik om dit juist daar te doen. Want wanneer jy nie na iets wil kyk nie, dan kan jy dit net skiep. Al wat jy hoef te doen is jy druk net die pausknoppie. En dan fast forward jy dit. Julle weet waarvan ek nou praat. Jy fast forward dit tot daar waar jy nou weer verder wil begin kyk. Ek noem dit sommer, jy parkeer die televisie wanneer jy dit pos. En dan kyk jy verder na dit waarvan jy hou. Nou geliefdes, ons weet mos dat ons leef in 'n regte wêreld, nie waar nie. Die wind waai daar buite en die son brand. Nou is die vraag, hoe kan jy dit waarvan jy in hierdie lewe, hierdie seisoen waar jy jouself dalk bevind, hoe kan jy dit fast forward? Dis dalk 'n seisoen waarvan jy nie hou nie. En hier is iets waarvan ek en jy baie goed bewus is. Want een van die tyd in ons lewe bevind ons onsself daar. God sê, al wat jy kan doen is jy moet surrender. Jy moet oorgee. Maar wag 'n bietjie, in die werklikheid, wanneer jy byvoorbeeld na 'n fliek sou kyk, dit wat rondom ons gebeur, en kom ons veronderstel daar's iemand wat iets verkeerd gedoen het in hierdie fliek. En nou word hulle agterna gejaag of agterna gesit. Wanneer die wat hulle agterna sit by hulle kom, die eerste wat hulle vir hulle sê is stop, steek jou hande op in die lug. Dit is hoe jy wys dat jy oorgee. Maar wag 'n bietjie, God sê, is dit nie presies dieselfde wat ek en jy doen wanneer ons prys en worship nie? Want wanneer jy jou hande in die lug opsteek, dan sê jy inderwaarheid daarmee, Here, ek gee myself oor aan U. En geliefdes, nou kom God vanoggend en hy sê vir elkeen van ons, jy kan nie die seisoen waardeur jy gaan, waarvan jy nie hou nie, jy kan dit nie skiep nie. Maar jy kan dit wel fast forward. Sjoe. Ok, wat beteken dit nou eintlik? Nou kom God en hy kom gee vir ons 'n ankerskrif rondom dit. Filippense 3 vers 13. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Wow.
God sê, vergeet gister. Geliefdes, selfs met sy eie disippels het Jesus dit gedoen. Hy het dieselfde gedoen. Wanneer hy sy disippels uitgestuur het hy vir hulle gesê, vergeet daarvan. As iemand nie wil vat wat julle vir hulle wil gee nie, beweeg vorentoe. Want indien hulle sou vashak by 'n dorp of by mense wat nie wou vat wat hulle wou leer nie, dan sou die evangelie sterf. Hoeveel keer in jou en my lewe het ons ook al vasgehaak en gestop. En dan, wanneer ons stop, dan wil ons dinge probeer skiep. Hoekom? Want mense wil nie glo wat jy glo nie. En dan word jy dalk kwaad omrede jy weet dat dit wat jy bedien, het jy verseker by God gehoor. Jy kan nie verstaan hoekom mense dit nie wil vat nie. Want jy weet dis die waarheid. Dan sê Here, hoe kan mense so dom wees? Nou kom sê God. En dit presies geliefdes wat God vir my 'n tydjie terug gesê het. 'n Paar jaar gelede al, maar in die baie spesifiek na daardie besonderse droom wat ek gehad het. Dan sê God, shake off the dust and move forward. En ons vind dit in die woord, daar in Matteus 10, vers 12 tot 14. Daar staan, as julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense se gesindheid goed is, hand af julle vrede wens vir die huis. Maar as hulle nie goedgesind is nie, trek julle vrede wens dan terug, staan in die woord. As iemand julle nie ontvang nie, en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit, en skud die stof van jou voete af. Dit geliefdes beteken, moenie vashak by gister nie, moenie vashak by die verlede nie. Is dit nie presies wat Filippense 3 vers 13 sê nie? Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Los die verlede. Shake off the dust and move forward, sê God. Hoe doen jy dit? Ook hierop kom gee God vir jou en my die antwoord. Jy ken Psalm 119 vers 105 wat sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. So geliefdes, die gebed op jou en my lippe moet wees, Vader, wanneer ek nie weet wat om te doen nie, wanneer ek nie meer weet hoe om te fokus en vorentoe te beweeg nie, dan weet ek een ding verseker, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. En daarom, geliefdes, moet ek en jy gefokus bly. En ons moet weet dat selfs in die donkerste oomblikke van jou en my lewe, sal jou pad steeds verlig wees. En jy sal in staat wees om te sien waar jy beweeg. En geliefdes, nou kan jy weet na vanoggend, dat dit God se hart en sy begeerte is, om saam met jou en my as ware 'n lampstander te bou. En hierin spandeer God baie tyd in sy woord. As ons 'n bietjie teruggaan in die woord, dan vind ons dit daar in Eksodus 25, waar God met Moses gepraat het, en waar God vir Moses beveel het om 'n tempel te bou. Onthou geliefdes, elke ding wat Moses gebou het, was nog steeds leeg. En baie keer in jou en my lewe, wanneer ons vorentoe beweeg, dan moet ons dit doen met leë hande. Hulle ken daar die liedjie wat sê, Halleluja liedjie wat sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet. Jy moet vorentoe beweeg met 'n leë bankrekening. Maar God sê beweeg vorentoe. So kom ons gaan kyk in die woord waar God praat van die lampstander. Daar in Eksodus 25 vers 31 tot 34 vind ons dit. Daar staan, jy moet 'n kandelaar van suiwer goud maak. Dit was God se opdrag aan Moses. Dit moet van geslaag goud wees,
sodat die kandelaar se voetstuk, stam, kelke, knoppe en kroonblare alles een geheel is. Daar moet 6 arms uit die stam vertak, 3 aan elke kant. Daar moet ook 3 blomkelke in die vorm van amandelbloeisels met knoppe en kroonblare aan elke arm van die kandelaar wees. So moet dit wees vir al 6 arms wat uit die stam van die kandelaar vertak. Vir die hoofstam van die kandelaar moet daar 4 blomkelke in die vorm van amandelbloeisels met knoppe, kroonblare wees. Hierdie was 'n baie spesifieke opdrag, 'n manier wat God van Moses verwag het hoe hy dit moet doen. Geliefdes, Moses moes al hierdie dinge maak, maar dit was nog steeds leeg. En wanneer ons gaan lees in 2 Konings 4 vers 1, dan sien ons die volgende. Kom ons lees wat staan daar. En hierdie is absoluut awesome. Hierdie is 'n awesome, kan ek sê, 'n beskrywing van God, wat God bedoel wanneer hy sê, wanneer jy leeg is, hoe hy dit kan volmaak. Daar staan 2 Konings 4 vers 1. 'n vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. U weet self wat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erdekannetjie olie. Hy sê toe, gaan leen nou by al jou bure leë kruike. En sorg dat jy nie te min leen nie. Geliefdes, jy sal al dink dat jy moet goed gaan leen wat vol is. Maar God sê baie duidelik dat dit moet leeg wees. Want wanneer ek en jy leeg is, dan kan God se glorie ons kom volmaak. Kom ons lees ook Eksodus 25:29. En dis God wat hier praat. Hy sê, daar sal ek jou ontmoet. Daar, sê God, sal ek jou ontmoet. Ek sal met jou praat van die deksel af tussen die 2 gerubs, wat op die ark met die getuienis is. Al my bevele vir die Israeliete, sal ek jou van daaraf gee. Hoekom dink jy wil God vir jou in 'n wagperiode in jou lewe, in 'n leë tyd in jou en my lewe, wanneer jou bankrekening leeg is, wanneer jou hande leeg is, wil God vir jou kom sê, beweeg vorentoe. Dis juist as gevolg van hierdie skrif in Eksodus 25 vers 22. Want God wil jou ontmoet in hierdie leë tydperk. En geliefdes, om dit te kan ontvang, moet jy vorentoe beweeg. Jy moet gefokus bly. Jy moet jouself oorgee aan God. Jy moet met leë hande staan. Want God sê, dan sal hy jou ontmoet. En dan sal sy glorie die leegheid in jou en my vul. Hoekom dink jy moes Moses hierdie tempel bou en dit was nog steeds leeg? Sodat God die leegheid, die verlatenheid met sy glorie kon kom vul. Kom ons lees wat staan in Eksodus 29 vers 43. God sê, daar sal ek die Israeliete ontmoet en daar sal hulle geheilig word deur my magtige teenwoordigheid. Wow. Is dit nie awesome nie? En die geliefdes, hier sê God dit weer. Hy wil ons ontmoet waar dit leeg is binne in ons, sodat hy ons dan met sy glorie kan vul. En vra ek jou vanoggend, geliefde luisteraar, hoeveel keer in jou lewe bevind jy jouself leeg? Dan val jy voor God neer en jy sê, Here, dit voel of ek niks het om te gee nie. Dit voel of ek niks meer beteken nie. Dit voel of ek waardeloos is. Here, ek voel net leeg. Dan die volgende oomblik lui jou foon, of jy hoor daar kom 'n WhatsApp op jou foon deur. Jy wil nie eers jou foon antwoord nie, jy wil nie na boodskappe kyk nie, want jy voel so leeg, want jy weet nie wat om vir enigiemand wat jou bel, of met jou wil praat te sê nie.
En hoeveel keer in my lewe persoonlik, in my eie lewe het dit nie al gebeur nie. Ek kan getuig vanoggend daarvan, dat dit dan juis dan is wanneer iemand jou so nodig het. Ek onthou spesifiek van 'n hele paar jaar gelede, waar ek myself in die kerk gaan afsonder het. Myself daar gaan toesluit het en op die mat plat voor die Here gelê het. Ek sê, Here, het voel of ek by 'n doodloopstraat in my lewe gekom het in my bediening. Het voel of niks wat ek sê, niks wat ek doen, ergens 'n effek op enigiemand het nie. Hoekom is ek hier? Wat maak ek hier? En toe lui my foon. Gelukkig het ek dit geantwoord. Dit was 'n jarelange vriendin van my. Ons as gesinne, het mekaar baie goed geken en 'n lang pad saam met mekaar geloop. Ons het kontak verloor. Ek het eerlik nie eens geweet waar het sy my nommer gekry nie. Ek was so verbaas om haar stem te hoor. En toe sê sy vir my dat haar man oorlede is. En sy vra my of ek asseblief haar man se roudiens sal kom hou. Dit was hele end van hier af. Want dis haar begeerte, maar dit was ook sy begeerte. Ek het dit nooit geweet nie. En dit het my dag verander en my net weer laat besef, ek het tog nog 'n doel. Iemand daar buite vertrou my met iets wat vir haar baie belangrik is. Om dit te gaan doen, om hierdie laaste eer op hierdie wyse aan hom te kan betoon. Ek het weer eens besef, geliefdes, dat God work in mysterious ways. Geliefdes, hoeveel mense bevind hulle self ook hier aan die begin van 'n nuwe jaar leeg. Hulle is al reeds moeg. Hulle weet nie wat om te doen nie. Dit voel of hulle lewens 'n gemors is. Hulle voel leeg en nutteloos, waardeloos. Dan sê jy, Here, ek is so moeg om te probeer om planne te maak. My gedagtes is leeg, my planne is leeg. Dit voel of ek aanhoudend in leë sirkels beweeg, waarin niks vir my sin maak nie. Jy weet waarvan ek praat, dalk voel jy ook vanoggend so. Geliefdes, God het hoop vir jou. God wil jou kom hoop gee. Hy sê, hy weet wat om te doen met jou leegheid. Want dit is juist daar waar hy jou kan ontmoet, sodat hy jou kan vul met sy glorie. Wat het gebeur in Konings 4 vers 4 tot 6? Kom ons gaan lees daar. Dit is wat Elisa toe vir die vrou geantwoord het, na hy vir haar gesê het, om by haar bure leë kruike te gaan leen. Hy sê, dan gaan jy in jou huis en maak die deur agter jou en jou seuns toe, en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom af weg, sy het die deur agter haar seuns toegemaak, en soos hulle die kruike daar toe aangedra het sy hulle vol gemaak. Onthou, daar was net een kannetjie olie. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik, maar hy het gesê, daar is nie meer 'n kruik oor nie. En toe het daar nie meer olie uit die kannetjie uitgekom nie. Goddelike wonderwerk, 'n goddelike wonderwerk. Want dit wat leeg was, is deur God gevul. Sy glorie, sy wonderwerkende krag het dit gevul. God het hierdie vrou in haar leegheid ontmoet. Maar geliefdes, luister, God het haar nie leeg gelos nie. Die kruik is wonderbaarlik met olie gevul. Sodat sy daarmee haar skuld kon gaan betaal. En daarom sê God vanoggend vir jou en my, wanneer jy leeg voel, gee jouself oor aan God. Skei die stof van die verlede af, van die oomblik af wat jy die stof van jou voete afgeskit het, dan begin jy net om vorentoe te beweeg. Want dis belangrik, en God sê, dan sal hy jou en my ontmoet. En God sê duidelik, dan hou jy aan om vorentoe te beweeg, met die sekere wete, dat die woord van God jou lampstaander is. Geliefdes, ons het ons in ons hand, elke dag. Dit is jou lamp, jou lig, dat wanneer jy vorentoe beweeg,
met die leegheid in jou, die donkerte, en jy sê, Here, ek weet nie. Here, ek gee oor, ek weet nie. Dan sal jou pad verlig word deur die glorie van God, omrede God saam met jou is. En weet dat indien jy hierdie deel in jou lewe wil probeer skiep, hierdie leë seisoen, hierdie slegte seisoen, dan gaan jy sleg uitmis sonder God se glorie. Maar wanneer jy vorentoe gaan beweeg, deur die proses gaan en onthou, in hierdie proses is daar baie leë spasies. Maar onthou, dis juist daar, in die leë spasies, waar God jou ontmoet en jou met sy glorie vul. En daarom, geliefdes, ek sluit af. Kies vanoggend om elke gedagte van, as ek net kan skiep, as ek net hierdie deel kan skiep, totaal uit jou gedagtes te verban en eerder te sê, God dank, ek weet nou hoe om ten spyte van die feit dat ek steeds nie weet nie, weet ek, en ek kies om vinnig vorentoe te beweeg, deurdat ek my losmaak van die verlede, deur die stof daarvan af te skud, my aan God oor te gee, met die sekere wete dat hy die lamp voor my voete en die lig op my pad is. En daarom, geliefdes, kan selfs die donkerste oomblikke van jou en my lewe nog steeds lig wees. Omdat hy ons in daardie oomblikke van ons lewe ontmoet met sy glorie, sy heerlikheid, sy wonderwerkende krag, soos vir hierdie vrou, en aan ons lewens weer sin en betekenis kom gee. God sê daarom, maak Filippense 3 vers 13, geliefdes, maak dit jou hartskrif, hierdie begin van hierdie nuwe jaar. Skep moed, moenie langer probeer om moeilike tye in jou lewe te probeer skiep nie, want dan gaan jy baie sleg uitmis op God se voorsiening. En onthou, dis nie verkeerd om na die leë te kyk nie, na jou leë situasie nie, jou leë bankrekening, jou leë hande nie, maar die gevaar lê daarin, onthou, jou gedagtes is kragtig genoeg, en dis gevaarlik. Jou gedagtes is kragtig genoeg om dinge te probeer skiep. En dan mag jy dalk dink dat jy daarmee gedeel het. Ek sê baie maklik dat, nog al die jare dat, as ons van iets nie hou nie, dan lig ons die mat op en ons vee het onder die mat in. Ons laat sak die mat. En ons is okay daarmee, want ons sien dit nie en ons dink niemand weet daarvan. Maar die vyand het 'n baie vieslike, aaklige manier om op 'n tyd wanneer ek en jy dit die minste verwag, wanneer ons dit die minste kan bekostig, dan kom lig hy daardie mat op. Dan kom konfronteer hy jou en my met dit wat ons probeer skiep het. Jy dink jy daarmee gedeel, jy het nie. Al wat gebeur is dat jy daarmee 'n sirkel van vrees in jou lewe skep. En die volgende keer wanneer jy weer na leë areas in jou lewe kyk, dan ontwikkel jy onmiddellike angstigheid. Vrees neem opnuut van jou besit. Onthou wat God ons geleer het in 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde, geloof, selfbeheersing. En daarom, geliefdes, die enigste wat oor jou en my lippe mag kom in sulke tye van ons lewe, eintlik in enige tyd van ons lewe, maar veral in leë tye, moeilike tye, is net 2 woorde. Want dit alleen kan jou hele lewe verander. Daardie 2 woorde is but God. Nie Here, maar wat nie? But God. Amen. Ontvang dan nou ook vanoggend die seën van die Here. Liefdes, die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here jou God wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here wil jou gebede verhoor. Hy wil vir jou uitkoms gee. Hy wil vir jou voorsien, hy wil vir jou versorg. Hy wil sy liefde, sy genade, sy glorie op jou uitstort, jou lewe kom vol daarmee. En hy wil jou kom verras met sy bonatuurlike, wonderwerkende krag in jou lewe. God seën jou.
Amen.